Voorheen in Grensoorlog. Kyk, hierdie soort van oorlog het sy hoogtepunte, sy opwinding, sy aksie. Maar hierdie oorlog is eintlik 'n uitmergelende oorlog. Van kilometers en kilometers in die wit sand van Ovamboland loop. Van dominering van 'n gebied om te keer dat jou vyand die gebied domineer. En om dit te kan doen, verg dit, soos ek in die vorige inleiding gesê het, nie generaals en oorlogskabinette nie. Dit verg korporaals en luitenante, wat op die laagste vlak die mense kan inspireer om dit te kan doen. Aan die einde van jou eerste jaar, dan sal jy jou eerste grenspatrollies gaan loop, waar jy op gaan grens toe en dan basies alles prakties doen wat jy geleer het. Oor die meer as 20 jaar van militêre diensplig in Suid-Afrika is konservatief geskat meer as 1 miljoen jong wit mans weermag toe. Dit is afgesien van die staande mag, wat op die hoogtepunt van die grensoorlog 100,000 getel het. In die 80's was daar deurlopend sowat 30,000 troepe in die operasionele gebied. Die mense by die huis het net geweet hulle is ergens aan die grens. Wat het dit beteken? Verreweg die meeste was gebaseer by die SAW-basisse wat tussen 1960 en 1990 soos paddastoele verrys het. Daar was Ruacana by die Kaluek waterskema, Opua wat Kahukuland in Noordwes Namibië moes beskerm, Oshakati met sy plat sandveld en droë panne, tuiste van 'n groot mediese sentrum, Ondangwa, tuisbasis van die lugmag, en Hana op die Angola grens, en die reuse basis by Grootfontein, deurgangskamp vir troepe op pad verder noord. Daar was ook UNITA-basisse in Angola waar Suid-Afrika vastrapplek gekry het. Mavinga was een van hulle. Rundu op die Okavango rivier het veral in die laaste jare van die oorlog heelwat lugverkeer na Jamba gesien, gewoonlik in die nag. Jamba was Jonas Savimbi en UNITA se hoofkwartier. Mpacha lugmagbasis was naby Katima Mulilo, teen aan die grens. Mariniers het van Katima Mulilo af die riviere gepatrolleer. Troepe op grensdiens het om die beurt patrollie geloop, binne die basis gewerk en dan rus- en rekreasietyd gehad. Mettertyd het die verlange gebrand en die dae al hoe langer geword. Nie almal het aksie gesien nie. Vir baie was die grens sinoniem met sieldodende verveling. Ja, want dis waar die ou Army-gesegde van Hurry Up and Wait vandaan kom. Ons is een keer, moes ons teruggevlieg die grens, dit is by Bloemspruit lughawe gewag, maar dit is die absolute comedy of errors gewees. Die stafsersant sê, nee, die civies moet julle nie sien nie, jy moet daar agter die trokke wees. Dan gaan sit jy nou man, dan kom Baral en sê hy, hoekom sit julle? Nee, maar die staf het so, ek gaan nie 'n fok op wat die staf sê nie. Ek sê julle moet hier wees. En in 'n stadium, ek weet nie vir die 4de of die 5de of die 6de bevel was wat die een die ander weerspreek het, waar ons onder die trokke gaan lê in die koelte. Een ding wat die lewe draaglik gemaak het, was die natuurskoon in en om die basisse. I remember one of my favorite bases was on Balantu because they had a very big, Krimatadboom, and I used to go sit up, I always have my Walkman with them and I used to listen to Jim Morrison or Jimi Hendrix or whatever was going that stage, Deep Purple, Into My Rock. I used to sit up in the tree and meditate in the tree and watch the world go on by me, and that's what I enjoyed, being away from things, and that was the only way I could really get away from the guys, being up in this tree. Maar ek het die mooiste visarende gesien. Ons het tiervis gevang op die Zambesi. Ons het spesifiek een dag het ons rou vleis gevat. En jy steek jy riet op 'n spesifieke manier deur die vleis en dan gooi jy dit by die boot oor die kant. En dan sit jy reg met jou kamera. En dan kom die visarende
kom letterlik binne 2 meter van jou. Dan kom raap hulle daai vis uit die daai vleis uit die water uit op. Die ongetemde bos en sy inwoners kon ook gevaarlik wees. Yeah, elephants were always around, but elephants, you don't. The place that I think we had a lot of elephant activity was at the Doppies, at Fort Doppies, where we did our minor tactics training. And every morning you go out and there'd be a herd of elephants waiting for you. And you just go on with your patrol, and as you go through, you just tap your magazine, tap, 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 and work your way through, just telling them that you're there. And in fact, when I arrived there to do my training, there was lieutenants from, I think he was intelligence, I'm not sure, but he had got too close to one of the elephants and he'd been killed. He'd just been killed when we got there. So you don't mess with the game. Jy kon jouself natuurlik ook enige tyd in die vyand vasloop. Every now and then you just want to break away and, well, if I get captured, so damn well what, you know. And you just go on a walk for a couple of kilometers and disappear, and you follow ants and you listen to the birds, and just the surroundings is unreal. I mean, these rolling hills of forests and big open plains, man, awesome. And it's just quiet. Enige dier wat mak gemaak kon word, al was hulle hoe vreemd of gevaarlik, is teen alle regulasies in aangehou. So we ended up getting a little bush baby. It was, I think, quite young, but it was your pet and it would cling onto you and hang onto you. And you actually became sort of one with this little guy. You know, and then in the evenings he'd go out and catch his insects or whatever, and then come daytime he'd come back into the Casper and he'd like tuck under your jacket. It was very sweet. Destyds is daar gespot dat jy kinders en diere moet weghou van troepe af, voordat hulle dit by jou afvry. Wenhala basis in die Caprivi was in die 70s bekend vir Gabby, die sebra. In 1976 by Kaluek het die infanteriste 'n krokodil aangehou. Hulle noem hom die plat hond. Die rekkie se Fort Doppies, vernoem na die makblou aapie, was ook bekend vir Terry, die leeu. Die basis wat hulle aan was is Fort Doppies, wat ook in die Caprivi is. En Doppies was 'n blou aapie wat ook mak gemaak was, en hy het altyd die doppies van patrone gekou, en toe besluit hulle om die basis te noem Fort Doppies. Ek onthou by Fort Doppies was een van die plekke waar daar, ek dink, 'n plek soos 'n Freedom Square, die offisiere dit genoem. Daar kon 'n manskap enige offisier, afgesien van sy rang, uitnooi na Freedom Square, en dan kan hy hom daar met hom praat net hy wil. En hy kan vir hom dinge sê net wat hy wil. En die offisier mag dan nie optree teen hom nie. Maar daar was 'n leeu. 'n Uitgegroeide leeumannetjie. Kyk, hy het op Karoo chops en goed groot geword. Dit was 'n eislike leeu. Dan stel hy net so maar met sy lyf, met sy onderste bo. Soveel krag het die dier gehad. Ons het 2 gekry as welpies. Lisa, die wyfie leeu, het toe weggeraak, en maar Terry het toe in die basis gebly, en hulle het hom so groot gemaak. Hy het 'n legende geword. Hy was amper soos 'n hond in die familie. Ons het baie mare het ons gaan hardloop, dan Terry saam gaan hardloop in die veld. Dan gaan hy saam op die draffie. Hy het die Boesmans gehad soos pes, want hulle het hom altyd geterg toe hy klein was. By al die groot bome het hulle lere gesit. En by al die geboue het hulle lere wat hulle gemaak het, hulle lere gesit. So as Terry in die basis inkom, dan hardloop die Boesmans, spring op die lere, sit bo op die dakke in die bome, en dan kry hulle nie uit totdat Terry weer die basis verlaat. Boesmans en die hoenders. Ek onthou baie aan as hy so die basis inkom, en ja, by die Boesman verby, en dan by die hek, en dan klap hy 'n paar hoenders daar van die installasie af, en dan kom hy nou bed toe. Dit was omtrent sy routine. Ons het parlementslede en ministers op uitnodiging van die minister na die operasionele gebied toe gevat, en dan was dit een van die grootste plesiere van daai ouens wat daar by die basis was, om nie vir hulle te sê van die leeu. Die toilette het bestaan uit sulke hessingsakke, wat hulle net, jy weet, om 'n paar pale span, en daar binne dan is nou die geriewe.
Een spesifieke minister het op 'n toilet gesit, ons 'n veldtoilet gesit. En toe hy so omkyk, toe staan Terry, die leeu agter hom. En hulle het letterlik sonder hulle broeke deur die hessing gehardloop gekom en die rekkies het ook weer daar 'n reddingsdaad, jy weet, gaan uitvoer. Ons jongman het met daai leeu gespeel ongelooflik. En as een ding wat die leeu nie kon weerstaan nie, dan gaan hulle, dan kruip hulle. So die moment as hulle kruip, op sê so 100 meter, hier in die veld, en Terry sien dit, dan kan jy sien, hy begin sy een poot so neersit, en die ander poot so neersit, en daai neus trek so reguit in daai oë, fokus, sê ek vir jou, soos 'n flitslig op daai kruipende gedaante. En dan kry Terry los. En as Terry omtrent so sy sprong maak na die prooi, dan spring die rekkie op. En 'n party van hulle het daai F-woord gebruik. En lyk my Terry het dit verstaan na ruk. Dan F-off skree hulle vir hom en dan kon hulle gewoonlik beheer. Dan stoei hulle daar aan die sand en gras met mekaar. Ons het hom op 'n stadium na 'n reservaat gevat wat oor 100 km van Doppies af was met 'n helikopter. En dit is nogal heel interessant geweest. Ons het hom verdoof, hy het geslaap. Sy oë was toegeplak met verbande toegedraai. Ons moes die leeu met die puma uitvlieg na 'n klein eiland, Mkaza-eiland. Daar was genoeg kos vir hom, hy kon vir homself sorg. Die krat is te groot vir die puma, so hy het weerskante uitgesteek. Het ons afgevlieg om die leeu daar afgelaai. Dit was nogal 'n ervaring wat ek dink baie mense graag sou wil gesien het. En pragtig 2 dae later, toe brul daai leeu naby die kamp. En hy kom al hoe nader en die ouens het dadelik geweet, dis Terry, en dit was vir ons net onmoontlik hoe hy onder verdowing met toe oë binne 'n helikopter afgelaai word in die Kwando rivier en 2 dae later is Terry terug in die kamp. Ander basisse waar mense lang tye deurgebring het ook eienaardige inwoners bygekry. Ek wou bitter graag altyd 'n aapie gehad het en my troepe het dit geweet en eenmal op die grens het hulle vir my 'n blou aapie gevang. En ek het die met my 14 voet tou om sy lyfie aan my rugsak vasgemaak. Maar elke keer as ek onder die bome deurloop, dan spring die aapie in die boom op sonder dat ek dit weet. En ek kom dit eers agter as die tou styf span en hy klou aan die boom vas en ek stap verder. En dan val die ou ook maar met geweld op die grond neer. En dan moet jy nou daai gesigsuitdrukking nou sien. Dit was vir my komies by tye gewees, by ander tye 'n klein bietjie wreed. Eers agterna het ek besef dit was maar baie wreed gewees en dit was ook glad nie nodig om 'n aapie te vang nie. En die ouetjie het mak geword en ek kon hom nie altyd op patrollie saamdra nie. Ek moes hom toe in die basis los en daar het ek groot probleme gehad want hy het in die rantsoenstoor aangegaan en Weet-Bix gevreet en komkommers half gevreet en alles rondgestrooi. Hy het die ouens se sigarette gevat, stikkend gemaak. Hy het aangegaan en hy het aangejaag. Herbie. Ja, gehoor van Herbie. Ons het 'n hypo gehad op Buffalo. Nou, jy moet nou in jou kop nou dink, en dit was hier 'n jy was nog nooit op 'n Okavango nie. Hier 'n rivier met ons het 3 hitte gebly, so al op die rivier af, Alpha Company, Bravo, Charlie en so af. Dan hier voor het sulke groen, het lyk so slaai wat daar groei in die rivier. En ons het 'n hypo gehad wat daar gewei het. Sy naam was Herbie. Ergen, dit was sy naam. En as jy vir Herbie wil hy moet kom, dan sit ons almal daar, dan skree ons vir hom, jy weet, Herbie, ha. So 'n paar keer, die wragtig, dan kom hy daar van wherever, dan kom hy op, dan wei hy hier en so, en dan het hy die ouens gejaag in die aand, jy weet, op die kant, want hy het daar gewei, dan kom hy mos nou uit. Hy het my een hand gejaag op die toilet, ons het 'n muursoop gehad daar by ons bangerskoep, so, moerse muursoop, het ons 'n gat gegrin, 'n lang drop gemaak, jy weet. Dus ek op pad so toe met 'n gaslamp, toe kom hy by Jesus, maar hy het vir my gejaag nie. Gooi die gaslamp, hy het dit uitgestamp en ek is daar op die toilet en hy is toe weg. En hy is toe dood later. In die aand het die GNI troepe gekom met 'n Mercedes trok, watertrok. Dan het hulle ons showers volgemaak. Die shower was so 'n 44 gallon drom met so 'n installasie is en met 'n pyp en ons shower daaronder. Want hy goed volgemaak, het hy die trok gestorm en op die voorwiel gestamp en wiel het gebuig en hy is dood. Ek wou nie self die aapie teruggevat het na die rivier toe waar ons hom gekry het nie. En ek het my makers gevra om dit te doen. En ek het toe vir hulle uitgevra en vir hulle gevra,
hoe was die afskeid geweest? En hulle sê vir my die ouetjies toe aan die bome op en die ander apies in die omliggende gebied, hulle het maar en daarvan afgestaan, was maar vreeslik skugter geweest en hulle wou nie naby die ou kom nie. Maar in die verte kon hulle nie presies sien hoe die hereniging geweest het met lede van die familie of miskien met ander kennisse wat hy miskien kon gehad het. Hy was in elk geval bietjie jonk geweest. Maar ek is bly ons kon hom nie weer gekry het nie. Hy is toe met die res van sy soort die veld in. Baie moeilik geweest. Nee, ek het baie trane daaroor gestort, maar jy weet die realiteit praat mens maar ook met jou. Terry, Fort Doppie se leeu, het uit sy eie by die basis gebly. Maar Jack is nie optimisties oor wat uiteindelik met hom gebeur het nie. Ek wil graag die een glo waar hy in die wildernis gelos is en hy het by die wilde leeu's aangesluit. Maar dit lyk vir my die werklike storie is dat hulle het hom geskiet. By geleentheid het die troeteldiere in die spervuur van die oorlog beland en is net so getraumatiseer as hulle menslike vriende. Vadergaand het ons beweeg saam met die mense om die volgende te gaan doen, soos byvoorbeeld wateraanvulling, die mense se voorrade ensovoort. En met die wat ons gery het ons naamlik die voertuig 65 Alpha die volgende afgetrap, naamlik 'n landmyn. Nou ja, wat gebeur het en so aan kan ek nie vir julle sê nie, want dit was baie moeilik en dit was hard geweest. En na die ongeluk, soos ek sê, was ek my heeltemal senuwee wrak ensovoorts geweest. En ons het daar gesit en ons het vir die mense gewag, hulle het die voertuig kom maak, opgetel en hom gesleep. En ons het so dinge in ons voertuig, naamlik 'n wit kat. Verbeel jou, 'n wit kat, ek vra vir julle. Maar nou die ding is halfpad doof ensovoorts. En met die aand dat ons nou die ongelukkie gehad het, was hy heeltemal, kan ek sê, mal. Ek myself was mal. Die mense in die voertuig was ook heeltemal senuwee wrak ensovoorts, maar geen mense is daardeur benadeel nie en ek dink dit was net dit moes seker maar so gewees het dat ons nou daai aand moes gery het en die ding nou daar al was en die ongeluk. So soos ek sê, al wat ek kan sê is die aand van die ongeluk kan ek op my knieë gaan en ek kan die Here net sê baie dankie o Here dat ons veilig uit daai ongeluk uitgekom het. Dis al wat ek kan sê daaroor. Regtig. Die eienaardigste vriendskappe kon soms troos bied in die verskrikking van die oorlog. Hierdie brief het 'n oud soldaat op 'n webblad geskryf. One day I began a relationship with a fellow being on the border, a southwest desert gecko. She was pure white with scales on her body. Later I realized that she was pregnant. That's how I knew she was female. She was my best friend on the border. She was tiny when I found her amongst my tent bags on the ground, but she soon grew large. I tamed her by stroking her hidden body. Anyone else would have found her hideous, so I kept her absolutely secret. And then one evening, just before I returned to the States, that is South Africa, I came upon her in front of the ops room where she lay pregnant and dying near my tent. It broke me more than all the death I had seen in the war. I will never forget it. It will never leave me. I kept her warm in my bed, and the next day I buried the ugly, swollen creature next to my tent. I think a bit of my soul went into her grave with her. Oorlog is per definisie 'n spel met die dood. Maar patrollieloop kan sieldodend vervelig raak. Op in 'n wampland aankom as 'n begin patrollie stap. Hoor 'n voertuig aankom, eerste ding, slaan dekking, lê laag, kom die voertuig verby. En soos ons stadig gaan opstaan, sien ons ene kotse het nie dekking geslaan, hy het so waardig gaan kniel, maar ons het al baie ver gestap in daai stadium. En iemand vra vir 'n tipiese ding, kotse, wat die fok doen jy? Hoekom slaan hy nie dekking? Hy het met so 'n halwe moedelose stem geantwoord, kotse van die aard. Ek voel fokol, ek soek aksie.
Hierdie soort instelling kon baie maklik daartoe lei dat dinge op groot skaal verkeerd gaan. Jaco en sy makkers is by geleentheid gestuur om ammunisie wat nie ontplof het nie, te gaan merk vir skadeloosstelling. Ons het die middag daar gesit en middageet kospakkies. En ek het gesien hoe hy die ding kap, so in 'n klip en om die punt in die dop te kry. Nou daai hele ding punt en dop saam is omtrent so lank, en jou punt is omtrent so lank en so dik. Dit is 'n plofpunt. En terwyl hy so gekap het, die ding ontplof. En hy het seer gekry. Ek dink in daai ontploffing, ja, 4 ouens het seer gekry. En hierdie ouens het die een keer spesifiek, onthou ek, die voertuig waarmee hulle gery het, die buffelvoertuig, was totaal onpadvaardig. Die bestuurder het nie beheer gehad oor die petrolpedaal of ja, die dieselpedaal nie. So toe een van die ouetjies, een van hierdie gevegskompanie ouetjies, het voor op die buffel se engine gesit. Hy het so grid oor hom gehad. En hy het bo op die engine gesit met die petrolkabel in sy hand. En hy het nie persepsie gehad van eintlik hoe vinnig hy ry nie. Of hoe vinnig die voertuig ry nie, want hy was nie die bestuurder nie. En so hy het net hierdie kabeltjie getrek en die bestuurder moes net die stuurwiel vashou. En hulle het by 'n afdraande afgery en die ou het basies, omdat die bestuurder nie kon sien waar hy ry nie, want die ou het voor hom gesit. Wel buite die kajuit op die engine, het hy in 'n gat ingery en hierdie buffel het gat oor kop geslaan met 5 troepe agterop. En hulle was almal, behalwe vir die bestuurder, wat basies binne die buffel vasgegesp was hulle almal dood. Die buffel het basies oor hulle gerol. Dit was chaos, ja. Seker goed gebeur, as jy so 'n groep jong ouens enige plek toe stuur, jy kan hulle self universiteit toe stuur, gaan altyd mense wees wat hulle self afskryf. Nee, my seun het nie in 'n oorlogssituasie sy lewe verloor, dit was 'n opleidingssituasie. Maar of hy in 'n motorkarongeluk dood is, of op 'n ander manier dood is, hy is dood, jy moet vrede maak met die dood. Tussen 75 en 89 het 'n totaal van 1652 lede van die SAW aan diens gesterf. 1033 van hulle is in ongelukke dood. Verreweg die meeste in voertuigongelukke. Volgende week in Grensoorlog. Broer kom teen broer te staan aan die noordgrens van Namibië.